Hartlike goeiemôre, good morning. Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Ai, Rosie, daar. jy lyk weer vir my soos 'n blink Stefans as het ware. Baie dankie Pieter, Ja. baie dankie. Jy het altyd 'n lied in die hart. Ja nee, wat lyk my die maandag het vir jou baie goed behandel. Daar was niks blou om jou maandag gewees. Nee, en nou is ons hier om die Dinsdag mooi aan te pak. Dis hy en ons is bly jy is ook saam met ons om seker te maak dat jy hierdie Dinsdag op die regte noot aanvat en saam met ons aanpak. Daar wag 'n hele klomp lekker interessante dingetjies, so kom ons kry sommer dadelik die wiel aan die rol. Ja, op vandag se program gesels ons oor die gevare van dobbelverslawing en hoe om hulp te kry voordat dit te laat is. Ons hoor ook hoe om hierdie winter slimmer spiermassa op te bou. Toys R Us gesels oor hoe geskenke wat paas en kinders saam laat speel al hoe meer gewild raak en Jean Boucher kuier by ons om oor die vuur en vlam plaaskuier te gesels. Baie lekker. Luister, dit was mos nou die afgelope naweek ook in die bos en alles en ek weet baie mense het van daar af het hulle na die Kruger Wildtuin toe gegaan of is op pad daarheen. Diere, as jy nou moet dink aan die groter diere, jy weet ons weet van die kleiner diertjies, maar ek dink nou soos 'n kameelperd, 'n renoster, 'n olifant, 'n seekoei. Ja. Het jy 'n gunsteling? Ek sal maar sê renoster, want ons min vir hulle oor. Ja, en veral ook 'n klein ou baba renostertjie, hulle is so cute, nee, en hulle ons hy sweet geluid wat hulle so vir hulle babatjies. Ek weet nie, ek kan dit nou nie namaak vanmôre nie. Maar ek wil net vir jou sê, ek het 'n baie interessante storie raak gelees. Maar ek gaan later oor daai storie met jou gesels, want ek wil net eers seker maak. Van die Wildtuin is jy partykeer ook voor die televisie en kyk jy televisiereeks. Jy kyk baie reekse want jy kom baie keer na my toe en sê Piet het hierdie reeks al gesien. Have you seen this movie? Ja, ek is nou groot op soos crime documentaries en daai tipe goed, maar daar is nou 'n nuwe Suid-Afrikaanse reeks wat die wêreld op hol het. Ek sweer almal kyk hierdie ding. I told you, sy gaan altyd nie sê daar. Hier is ons eerste geselsie in ons oggendpraatjies vanoggend. A South African Netflix series has just had an unexpected celebrity endorsement. Well, kind of. Thanks to the internet doing what it does best, American pop star Joe Jonas has become part of the conversation around the South African Netflix series The Polygamist. This hit series is continuing to gain international attention. So the viral moment began when Jonas came across TikTok clips from the series featuring the main character, Jonasi Gomora. With Jonasi's name being repeated throughout several scenes, the similarities to Jonas caught the singer's attention. And in a TikTok video, a confused but amused Joe Jonas reacted by saying, Netflix, I just want to talk. Hey, so what's happening? Netflix South Africa quickly joined in on the joke, posting an edited mashup of scenes where Jonas's wives repeatedly call his name, making it sound even more like they were calling Joe Jonas. This playful exchange has given The Polygamist even more international exposure, with the viral clips introducing the South African series to audiences far beyond Mzansi. Let's take a look at this. Joe. Jonas. Joe? Jonas. Joe? Jonas. 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 Kom maar. Dit is baie oulik, Ja. maar hierdie reeks het mense aan die praat. Daar is soveel van met verskeie Netflix reekse soms word dit in verskeie ander tale oorgeklank en so. En mense is mal oor The Polygamist. I haven't seen it yet, and I probably think I am the one person on earth that hasn't seen the show. Toe maar ek het ook nog nie daarna gekyk, Okay. maar met al die media hype wat ek ook die laaste week of wat gehoor het, is dit verseker op my volgende kyklys. Ja. Well done. Het jy ooit iets gekyk na aanleiding van 'n video of mense wat op sosiale Ja. media daaroor praat, soos daai tipe amper advertensie, but it's like an endorsement from like-minded people, you know? Seker, jy weet, dan dink ek by myself, okay, ek het nou baie keer die advertensie gesien of wat hulle Ja. nou promo video skiet van jy moet hierdie reeks kyk en nou net met hierdie wat ek sien maak dit prikkel ou se nuuskierigheid verseker. Te doen. En dit is altyd nogal goed om soos 'n
recommendation te kry van Ja. iemand wat soos 'n pel is of someone in Verseker. the industry or whatever. If someone says it's good, then I'm going to watch it more so than just having seen a billboard on the highway. Ek stem heel hartig saam met jou want ek het ook al een of twee van daai gesien wat nou nie noodwendig geendorse was deur iemand wat ek ken of so nie. Presies. Dan dink ek na die tyd, ag nee, hierdie was dalk nou weer een of ander algoritme wat daar's gekinkel. Daar was 'n kinkel in die kabel. Maar Rosie, as jy vir my sê gaan kyk 'n reeks of 'n docu-series of so. Ja. Man, nog altyd was hy Dankie, op die Pieter. knoppe. Hoor jy nou maar van die reekse en goeters terug na my diere toe. Ja. Ek moet nogal sê ek hou van 'n kameelperd. Okay. Veral as hulle met daai mooi wimpertjies knip Ja. hulle mos en as jy nou so stop en hulle is besig om 'n blaar te vreet daar Ja. van die boom van kyk julle hom mos so in. They're so graceful and Dit is just so like pragtig, ja. so pragtig. Maar luister gou hierson. Daar het 'n nuwe studie aan die lig gekom wat beweer dat hierdie sagmoedige reuse dalk ook geheime wiskundige vaardighede het. Kenners by die Universiteit van Barcelona in Spanje het 'n wortelspeletjie vir 4 kameelperde wat in 'n plaaslike dieretuin woon uitgedink. Die span het vir elke kameelperd 2 geelhouers gewys wat verskillende hoeveelhede wortels binne-in gehad het. Na 'n paar sekondes in die bokse is die bokse toegemaak sodat die kameelperde nie meer die kos kon sien nie. Daarna het die wetenskaplikes vir elke kameelperd 'n groenhouer gewys wat ekstra wortels bevat het. Hulle het toe hierdie ekstra wortels by een van die 2 geel bokse gevoeg. Sodra die optelsom gemaak is, kon die diere kies watter houer hulle verkies, sonder om die totale aantal wortels in elke boks te sien. Die wetenskaplikes het gevind dat die kameelperde meer dikwels die houer gekies het wat die meeste wortels bevat het. Navorsers meet, dit wys dat die kameelperde die wortels in elke houer bymekaar getel het voordat hulle 'n finale keuse gemaak het. Toe die wetenskaplikes egter die eksperiment omgekeerd probeer het, die kos uit die houers weggevat het, was dit 'n bietjie te moeilik vir die kameelperde. En Iker Lohiri, wat gehelp het om die studie te lei, het verduidelik dat aftrekking moeiliker is as optelling. Iets wat hy sê ook vir mense geld. Wetenskaplikes dink hierdie slim optelvaardighede help kameelperde dalk om in die wildernis te oorleef. Akasia-bome waarvan kameelperde leef, kan ver uitmekaar versprei wees oor die Afrika savanna, so om te kan uitwerk waar hulle grootste maaltyd is, kan vir hulle baie nuttig wees. Hoe's daai? Hierdie is nou so interessant, né? Ja. Maar ek dink ek sal ook gaan waar daar meer kos is. Ja, Ek is daai persoon. As ek weet daai houertjie nie het van my. meer vir my, gaan ek soontoe. Beslis. Dit is wonderlik hoe mens leer hoe slim diere eintlik is. Ons dink hulle leef maar net daar in die Afrika savanna soos wat jy Ja. gesê het, maar hulle actually like intelligent beings. Tussentyd is hulle ingestel en dit wyk jou net daai natuurlike ingesteldheid en dit is so beautiful. Ja. Beautiful, maak 'n kameelperd. Dink net het hulle daai sommetjies. Dink jy die oogies het vinniger geknip toe by aftrek kom? Jy en jou wimpers. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare, noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za om meer van de Wits te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly waar jy is, ons is nou terug. Dan het ons 'n ernstige gesprek oor dobbelverslawing. So moet dit asseblief nie misloop nie. Jy kyk Goeiemôre, good morning. You're watching Goeiemôre, good morning. Online gambling, sports betting, and casino apps have never been more accessible. And for many people, what starts as harmless entertainment can quickly spiral into a serious addiction. The constant advertising, the promise of easy money, and the thrill of just one more bet can have devastating consequences. Joining us today is Otsile Ramarumo, addictions counselor from the Crossroads Recovery Center, to help us better understand gambling addiction, why it's so difficult to break free from it, and where people can find help before it's too late. Otsile, welcome to Goeiemôre, good morning. Thank you so much. Gambling addiction really is something that over the last couple of years we've seen a significant increase in. Can you explain to us why we've gotten to this point now? Personally, I think it's because of the fact that now
it used to exist specifically in casinos and environments like that. But now with the increase of technology and all of these apps, it's now crossed over, and it's almost like people are walking around with the casino in their pocket. Yeah. Yeah, which essentially is it's a terrible thing considering that somebody can just walk around with their disease in their pocket Yeah. at all times. Yeah. And it's that kind of constant accessibility that is leading to the increase in addiction, because it's so easy to do it. Absolutely. So it's not like what you're saying, you don't have to drive to a casino anymore. Exactly. You just have it in your pocket. Exactly. So at Crossroads, how often are you seeing people coming in for treatment and for recovery for gambling addiction? In the last few years, we've seen an increase of between 20 to 30%. Whereas people used to go into casinos and gamble, and you know what, now people are keeping this secretive behavior. Yeah. They're gambling at work, they're gambling at home, they're gambling while they're driving. It's so many traumatic and so many tragic situations that are happening with people that struggle with gambling addiction, yes. So people from the outside looking in at someone who is in active addiction for gambling will mainly think, oh, it's a lack of self-control, but that's not how you can break it down. See, the disease of addiction doesn't actually require willpower or self-control. The disease will actually take over the part of the brain where decision-making is made. For a gambler, it's almost like the mind just says, that next one, that next one, that next one. And unfortunately, unless that person seeks help and receives actual sufficient help, we're going to find ourselves stuck in the same loop, just chasing the next one and the next one. Similarly to all other addictions, it's just that the disease is now in your phone, it's on your laptop, it's everywhere you go. What makes gambling so addictive? The near win and the near loss. The idea that I'll get it just this next spin, this next 100 rand. And, people will ride that idea until eventually what used to be a salary a night ago on the 25th there's no money available by the morning. And it gets worse. There's a lot of tragic situations that I have to work with people through. You spoke earlier about the accessibility of the apps and it being online. It's on your phone, it's in your computer, but also it's so prevalent in terms of the advertising and the marketing of gambling websites, gambling apps. We see it in big sporting events. We see gambling companies really putting their money behind things that we interact with every day, which makes it even harder, I'm sure, for someone who is in active addiction because it's everywhere. Absolutely. I mean, it's a trigger. When you switch on your YouTube and the gambling advert comes on, or you're watching the football and the gambling advert comes on, if you've already exposed yourself to that type of addiction, it's going to be a trigger. Oh, yes, I can just play another 50 rand quickly. I can play another 100 rand quickly. So it's just a constant micro-trauma. That's what happens with these advertising adverts. Yeah. Yeah. When does gambling stop being entertainment and then cross over into a problem that could lead to an addiction? Okay, so entertainment looks like I've set a budget. I have a time. I'm going to go to the casino, or I'm going to go enjoy my time with my family, etc. The story may go on, right? As soon as the people are starting to sacrifice money that they shouldn't be spending on the slots or on the app, money that now they're borrowing money, now they're loaning money, now they're putting their whole life and well-being in danger as a result of just trying to get that next win. That's when it starts looking like addiction. Till eventually, and the sad thing about gambling addiction is it probably has the highest suicide rate of all addictions, because you can lose it all in one play. That's so it's just absolutely horrifying. It's just a spiral. What does rock bottom look like for a gambling addict? No money, family, loss of trust, anger and frustration, secrecy. It may even present as depression, and suicidal ideation,
those type of challenges is what people that struggle with gambling go through, yeah. As a family member of someone who is in active addiction for gambling, what does that look like? As a family member, like I said, the loved one will be going, hiding, gambling 4 a.m., 3 a.m. in the morning, gambling in the bathroom, gambling at work, secrecy, lack of openness with regards to finances, what happened to your money. That's the question that family members usually have. And they'll have stories, and all of a sudden this person has loans all over the city, all the banks, and it's just insane. And the family members are eventually like just completely confused, and until the gambler can be honest about what's going on in their life. It doesn't present like other drugs where you can see it on their body, you can see it on their person, you can see they're not taking care of their hygiene. Just one day, boom, what's really going on? And that person is talking about how their life isn't worth it and stuff like that, you know. And what then is the first step to helping someone if you do have a family member or a loved one that is struggling with a gambling addiction? The first step for the gambler is to be rigorously honest. Yeah. I have a problem. I can't stop putting money into my phone. I can't stop with the vouchers. Whatever the story may be, I can't stop going to the casino. The first step for the family is to confront that person and give them the necessary space to be vulnerable. And then, we can come over to Crossroads and we can help with our beautiful program, yeah. How does the Crossroads program work? The Crossroads program, we work with a 12-step guideline. We also have other therapeutic modalities. We help people that struggle with all sorts of different addictions, specifically with gamblers. We get them into the work. We help them with their vagueness. We help them with getting through the denial, get into the causes and conditions, and eventually we start putting in measures for the gambler to actually reintegrate into the world without having to act out in such ways. And the chances of relapse is pretty high, The hey? chances of relapse are pretty high, yes. Yes, because of the fact that, the cell phone, YouTube, football games, rugby games, all of this advertising, and, people need money. Yeah. So you're working and then you see that the payment has come in, and the first thing, if your mind hasn't changed, if your outlook and your views on gambling hasn't changed by that time, the reality is you're more than likely to gamble. Yeah. So what, in terms of the recovery program at Crossroads, is it inpatient, outpatient, 12 weeks? What does that look like, just to end off? We do inpatient, minimum 3 weeks, maximum 6 weeks, yeah. Thank you so much for joining us today, Otsile. It's really a fascinating discussion because it's something that is becoming more and more prevalent in South African society, and it's almost like what we were saying earlier in the interview, like we can't get away from it because it's everywhere. So we really do think of how difficult it must be for someone who's in active gambling addiction to get over that. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Ja, as jy of enige iemand in jou lewe met 'n dobbelverslawing sukkel, Crossroads Recovery se inligting is op ons sosiale media bladsye. Stay tuned. We will be right back. We are later in the show also going to be chatting to Jean Boucher about a brand new music event. Stay where you are. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en dis presies wat ons jou toewens. Ek is Arnold Geerts, sporttyd. Die winter staan in baie fiksheidskringe bekend as bulking season. Dis nou die tyd wanneer baie mense probeer spiermassa opbou. Maar om nou maar net meer te eet beteken nie noodwendig jy gaan meer spiere bou nie. Vandag gesels ons met Johan Nel van Nutritional Performance Labs oor die grootste spierboufoute en hoe om hierdie winter slimmer eerder as harder te oefen. Johan, baie welkom by ons, lekker om jou saam met ons te hê. As mens praat van bulkseisoen, wat beteken dit? So bulk is basies net om jou liggaam 'n bietjie meer kos te gee, om dan 'n bietjie meer spiere te bou op die ouend van die dag. En is dit net vir liggaamsbouers of kan dit vir 'n redelike normale ou soos ek werk? Dis vir almal. Dit is basies as jy net bietjie meer veerkrag nodig het dalk, jy weet, as jy 'n nuwe sport aanneem of as jy dalk bietjie swaarder gewigte wil optel in die gym. So dit is nie net vir bodybuilders nie. Maar laat mens nou eerlik met mekaar wees, dit gaan nie net oor meer proteïene byvoorbeeld nie. Mens moet daarom
oefen ook nie waar nie. Ja, korrek. Ja, dit is nie net kom ek eet net wat ek wil nie. Ja. Dit is die tipe oefening wat jy doen, hoe jy dit gaan benader. So daar's 'n baie strategiese, manier wat jy met bulk te saam gaan daarso. Vertel my van die strategie. So ek dink baie mense dink jy moet net meer eet. Jy weet dis nou half 'n deur wat vir jou oopgemaak is, ek kan nou hierdie ekstra pizza eet, maar daar's so fyn lyn tussen oor om vet aan te sit en om spiere aan te sit. So daar's die strategiese manier waarna jy dit moet benader om te sê dat ek gaan harder oefen, maar ek gaan ook slimmer eet en my liggaam 'n bietjie meer kos gee om hom te voed en om hom te laat groei. Ek wil jou juist vra oor slimmer eet. Geef my 'n definisie daarvan. So slimmer eet bedoel net dat, jy weet, ons gaan nie net enigiets eet wat voor ons is nie. Ons gaan kyk dat daar genoeg proteïen in ons kos is. Ons gaan kyk na die kwaliteit van die kalorieë wat ons inkry. Want jy kry, 'n hoë kalorie kos en jy kry dalk een wat soos ook baie in kalorieë het, maar nie baie voedingswaarde vir jou het nie. Kom ons vat 'n hipotetiese geval. Kom ons sê ons praat van iemand wat in hulle 40's is. Hulle ry 2 keer 'n week in die gimnasium fiets en hulle doen 2 keer 'n week, hulle doen bene eendag en hulle doen bolyf eendag. Wat sê jy vir hulle voorstel om te probeer spiermassa bysit in 'n dieet? Kom ons sê so. So ek sal dink daaraan om bietjie te kyk na, soos ek genoem het, my proteïninname. Ja. So dis baie belangrik omdat hy veral fietsry, vat dit klaar ook 'n bietjie energie weg van jou spiere af met die bene wat jy nou al klaar doen. So op daardie dae wat jy fietsry, eet dalk 'n bietjie meer, drink dalk 'n protein shake, jy weet, om jou te help om daai ekstra kalorieë en proteïene op te hou daarso. En tydsberekening met maaltye is natuurlik alles, nie waar nie, of het ek dit verkeerd? Nee, jy is 100% reg. Ek dink jou liggaam is baie oop vir kosinname nadat ons geoefen het. So dan is alles wat ons opgebou het in die jy weet laaste dag of 24 uur is nou uitgewerk en gebruik en so het ons nou daai gulde geleentheid om proteïene in te neem en dan so absorbeer dit baie makliker. As jy praat van absorpsie, ons gaan nou so effens hier in 'n doolhof af, maar help my. Okay. As ons gepraat van wanneer jy vitamiene inneem, na die tyd of voor die tyd, hoe dit ook al sy en hoe dit voorgeskryf word, is daar sekere maniere wat die lyf beter absorbeer wat sekere vitamiene en aanvullings aanbetref? Nie noodwendig nie. Ek dink jy weet of dit deur 'n vloeistofvorm of 'n poeiersvorm of 'n kapsule kom. Ek dink dit gaan maar ook oor wat vir jou beter werk. Party mense kan bijvoorbeeld glad nie 'n kapsule sluk nie. Ander wil glad nie 'n protein shake drink nie. So jy weet as jy in jou oats meng of wat ook al jy doen, soos dit is jou voorkeur. Tydens so 'n bulkfase moet mens jou oefening verander. Ja, ek dink dit is baie belangrik om jou oefening aan te pas teenoor om bietjie meer oefenings soos byvoorbeeld 'n bench te doen of 'n deadlift wat jou hele liggaamsspiere gebruik en nie net soos 'n een isolasiegroep te oefen nie. So daarin verbrand jy ook meer kalorieë, jy gebruik meer spiere en so herstel die hele liggaam homself om jou te help om spiere aan te sit. Praat met my oor sekere kosse wat jou help om spier by te sit. So as jy daaraan dink, dan dink jy aan kosse wat bietjie hoër in kalorieë is, so byvoorbeeld jou oats in die oggende. So oats is 'n baie goeie stapel om mee te begin. Ekskuus. En proteïene. Om seker te maak dat jy soos 'n proteïen dalk met elke maaltyd van jou inkry, soos om jou shake in die oggend te drink, om proteïen tydens middagete te hê en weer aandete ook. Ek is baie vroeg geleer in my hardlooploopbaan en reg of verkeerd help my hier, maar as jy soveel proteïene inneem, dan moet jy soveel stysel inneem. Hoe werk daai ding vir jou? Is dit korrek of al dan nie? Wel, ek dink dit hang ook af oor jou liggaam. Ek dink jy moet besluit wat vir jou werk. Jy weet, soos daar's baie aanbevelings oor jy moet soveel en soveel soos jy sê, maar ja, kyk wat vir jou werk. Kyk hoe jy voel nadat jy geoefen het. As jy nog steeds moeg voel nadat jy geëet het, beteken dit jy het nie genoeg geëet nie om jou liggaam te help herstel nie. Is dit nie soms vir mense wat nie genoeg hiervan weet, so effens oorweldigend om al hierdie dinge bymekaar te hou nie? Dit voel so half of jy juggle, nie waar nie? Ek dink so. Ek dink daar's so baie, opsies daar buitekant. So met enigiets in jou lewe word ons so oorweldig deur die keuses wat ons het. So dis baie belangrik om jou navorsing te doen en om te besluit wat jou doelwit is, sodat jy soos weet waarna jy werk. Dis nou juist waar ek wou heen gaan, jy het dit so mooi geantwoord. Daai weet waarheen jy werk. Hoe ver in die pad af kyk jy? Eerstens, ek meen iemand oefen heel duidelik of meeste mense oefen met 'n doel. Jy wil iewers uitkom. Hoe lank is daai korttermyn doelwitte en hoe lank is die langtermyn doelwitte? Wel, die langtermyn gaan
teen bepaal word deur die datum wat jy wil bereik, soos as jy daai reis wil gaan doen of as jy die kompetisie wil gaan doen. Maar die korttermyn doelwitte, ek dink fokus net op dalk 'n weeklikse en selfs 'n daaglikse basis, jy weet, want wat eet ek volgende? Waar gaan ek dit kry? Soos gaan dit 'n goeie gehalte kos wees of gaan dit nie so goed wees nie. So ek dink is net om daai oomblik ook die regte keuse te maak wat jou gaan lei tot jou doelwit is baie belangrik. En hier is my baie interessante ding. Mense sê so gereeld en ek hoor dit so gereeld. Ja, maar dis baie moeilik. Maar dit gaan alles net oor dissipline. Eerstens die dissipline om te sê ek gaan nou oefen. Come hell or high water, ek gaan en dan die tweede ding is as ek daai dissipline daar kan toepas, kan ek dit seker toepas wat my mond aanbetref. Ek mens al so dink. Goeie antwoord. Ja, ek meen dis altyd makliker gesê as gedaan. Ja. So om 4:00 in die oggend op te staan en om gym toe te gaan is nie noodwendig, jy weet, in almal se boekie vir die dag nie. So maar ja, ek dink dis om net soos daai eenvormigheid of consistency vir te bereik om te sê ek gaan vandag my deel doen. As iemand die volgende 3 maande die beste wil benut, wat is 3 gewoontes wat hulle van vandag af kan kweek, wat hulle gaan help tot 3 maande van nou af? Ek dink kry vir jou 'n goeie protein shake, weet om daai aanvullings te maak wanneer jy nie kan die dag kos maak nie. Stel vir jouself 'n doelwit en hou tred van jou die calorie intake, soos om te kyk dat as ek optred met dat wat ek moet eet vir 'n dag om gewig aan te sit. En skryf mense dit neer. Dink jy? Stel jy voor mense skryf Hou dit dit op jou foon, skryf dit neer, stel vir jouself 'n reminder, jy weet, om daarna te kyk elke dag, om te jouself te herinner waarna jy op pad is. Dis pragtig, ek hou regtig daarvan. Ek dink dis een van die groot goeters. As mens nou mooi na alles wil saamvat, jy lyk na 'n ou wat regtig hard oefen en natuurlik kyk na wat hier ingaan. Dis seker die 2 grootste koppelinge van dit alles saam. Gee my een ding wat jou van dag tot dag inspireer om op die pad te bly en nie die pad byster te raak nie. Ek dink dit wat jy gesê het, soos vat dit net dag vir dag. Jy weet, ek dink as jy te ver vorentoe dink, dan oorweldig dit jou dalk. So vir myself is dit net, ek weet ek staan op in die oggende en dis waar ek begin. Soos ek staan 4 uur op en dan gaan ek aan. En ek probeer dit elke dag te doen. En is daar 'n sê ding in jou kop wat jy vir jou sê as die alarm afgaan? Nie rarig. Nie rarig nie. Johan, baie dankie dat jy by ons ingeval het. Baie dankie, Waardeer dit regtig. Lekker om jou saam met ons te gehad het. Nou ja, ons gesels net hierna oor waarom interaktiewe en wonderlike geskenke al meer gewild raak vir paas. Bly aangeskakel hier op Goeiemôre, Good Morning. For years, Father Day gifts and Dad's birthday gifts were pretty predictable. Socks, ties, mugs, maybe a new bride tool. But that's starting to change. More families are choosing gifts that spark a connection rather than simply ticking a box. It's all part of a growing trend that sees dads and kids bonding through play and shared hobbies. Joining us to tell us more is Catherine Jacoby, Marketing Manager at Toys R Us South Africa. Catherine, good morning and welcome. So are traditional Father's Day gifts officially becoming a thing of the past? Good morning. Yes, it has seen quite a change over the last couple of years. And like you've mentioned, the socks and the mugs are no longer a hit. And we're seeing more items that dads actually really want, those secret little treasures and Lego sets that they all keep an eye on. So what Father's Day or gifts to dad trends has Toys R Us South Africa noticed this year? We've seen a big shift in adults buying toys, and for Father's Day, we've seen children and their moms coming in to buy gifts that really create a shared moment between the children. So whether that's a board game or a collecting together, whether that's collecting Hot Wheels cars or figurines, but it's a time for the dad and the child to play together and take a moment to connect rather than just being given a mug or a sock. So why do you think is it that many dads are embracing gifts that's focusing on the hobbies, collectibles and play, as you've just mentioned? Yes, well, it really just gives them space and time to play together and create memories, you know. No one's going to remember
the object that you bought, but to celebrate an item that a dad actually wants and something that you can share together. So a lot of dads are passing down what brought them joy during their childhood, whether that was Ninja Turtles or Masters of the Universe. They now want to share those moments with their children. And that's what we're seeing the trend come around, where they can actually both share that moment together and enjoy what they both like. We often think of play as something that's important for children, but why is it just as valuable for adults? Well, believe it or not, we all never really want to grow up, do we? And play is just as important for adults. It's a stress reliever. Like I've said, it is a sense of escapism to your childhood and a time where you remember a joyful time and you relax during that moment. When you're taken back, you escape the reality of the digital world and deadlines and responsibilities and really enjoy the moment, exploring your imagination and just being free for a little bit. And that really does the world of good for your mind and your body. So listen, we're also seeing everything from Lego builds to board games making a comeback. I can remember my days as a Lego hero, so to speak. Are families actively looking for more screen-free ways to spend time together? Yes. The digital world is something we're not going to move away from. It's here to stay, it's evolving, and it's about finding the right balance. So we can't avoid the fact that we work on our phones. The children are learning on their tablets and things at schools, but we need to create space, like I've said, to play, whether that's 5 minutes, a quick game of Uno, remembering, you learn a lot through play. And we need to, as parents, remember that we're advocates of play. So the children are really benefiting from play, being like I said, Uno, you're always going to learn something from a game of Uno, whether that's how to lose or dealing with conflict. But gross motor skills, imagination, we really do need to encourage our children to play and not see it as an activity to keep them busy, but more a crucial and essential tool for their development. So nostalgia is definitely playing a role. Would you also tell guys, thinking of the playing as well, whether it's the board games or stuff? I mean, a few dads and their kids can also sit in front of a television game like the old Ataris I grew up with and enjoy a digital game or something like that. Yes, they can. Absolutely. It's about being together and having a moment together and not just being an object or a gift or something that is short-lived, but an experience that they can recall. So whether that's watching a Springbok rugby game or, playing some sort of modern Minecraft or a Monopoly on a screen, it's still a moment that you're sharing together. We do encourage traditional play, but nonetheless, any time together is valuable, and kids really do remember those moments. So why would you rather encourage the traditional play? Purely for those benefits, for those developmental benefits that we really forget sometimes. We often say, go outside and play just to keep them busy. But when you're sitting in front of a screen for far too long, your posture is compromised, your imagination and your ability to solve and to think on how to create a solution and to come up with an imaginative world. It's really a crucial part of how your brain develops and how your body develops, from gross motor skills, fine motor skills. You think you're just building a Lego set, but actually picking up those little bricks can be quite challenging and actually very, very important for fine motor skill development. So I'm really passionate about it. And it is sometimes overlooked, but play is a tool for development.
Okay, now something that I was thinking of just now is how do you get the dads in the Toys R Us store, but without telling them you have to buy your own Father's Day gift? Because if I am going to Toys R Us, I'm really like a kid in a candy store. I just think to myself, I say, yeah, I can imagine when I was still a young boy. We often see the dads sneaking around the corners and going looking for their own toys because you never quite grow up. You know, we all enjoy playing and having some good fun and back to our youth and back to our childhood. And dads are shopping in our store. Global stats are telling us that 35% of global toy sales are from adults for adults and not for somebody else. So there is definitely a trend that we call kidults. It's a segment or a market of adults playing with toys or going back to moments with hobbies and collecting and fandom. We're seeing the movie realm really having a big increase this year with Masters of the Universe, Marvel, Spider-Man, Beautiful. Star Wars. So you'll definitely catch all the dads not saying no to going to the movies or playing with some figurines. Well, guess what advice I will give to the family at home? Otherwise, I'll pop in myself from dad to dad. Catherine, thank you so much for your time this morning, and we'll stay in touch in the near future. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna met Jean Boucher oor die vuur en vlam plaaskuier in sentraal Suid-Afrika. Skuif gerus nader en geniet dit saam. Ons volgende gas is ook al jarenlang een van die grootste name in die Afrikaanse musiekbedryf. Met treffers wat mense uit volle bors laat saamsing en stories wat reguit uit die hart kom, bly Jean Boucher 'n man wat gehore oral in die land bekoor. Op 18 Julie is ek en Jean saam met 'n hele ander klompie kunstenaars by die splinternuwe Vuur en Vlam plaaskuier by Geelklip net buite Bloemfontein. My vriend, goeiemôre. Vriend, weer lekker om jou te wees. Baie lekker. Het lyk vir my of jy nou op pad is om te gaan golf speel of Ek het eers 'n paar dinge om te doen daar gaan golf speel. jy sien, dit moet altyd deel wees van die lekker ding. Jy's baie bedrywig, was nou onlangs ook by in die Bosfees geweest, lekker show daar gehad, man, en Ja, baie dit lekker om jou op oral raak te loop, maar veral ook op die groot verhoog 'n bietjie te sien. Ja, nee, is baie besig, is baie geseënd om so besig te wees, jy weet, maar op hierdie stadium was ek lanklaas by die huis, maar ek kan nie wag om by die huis te wees. Lanklaas by die huis, maar toe maar, ons sien mekaar daarom eersdaags, hopelik vir jou en die res van die family in Bloemfontein, wanneer ons daar gewees oor die Vuur en Vlam plaaskuier. Ja, dit gaan 'n lekker ene wees. Ek in Bloemfontein kook altyd, soos jy weet. Hierdie is een van daai grootes, Vuur en Vlam plaaskuier daar by die Middelwaterplaas die 18de Julie, so ons probeer hierdie groot ding aan mekaar sit. Ek en jy, Tashay en die hele crew is daar, soos julle kan sien. Die bokke speel natuurlik. Die bokke speel natuurlik, so dit gaan 'n groot wees, maar ek meen jy weet nou klaar so besig is, dus wat het jy onmiddellik net laat ja sê vir hierdie fees? Ek love Bloemfontein. Bloemfontein is my favourite plek om op te tree. Jy weet, dit is in die middel van Suid-Afrika en dit voel of die hele saamtrek so toe kom vir shows soos hierdie. So ons het gekies as ons ooit 'n groot show met aanpak, sal dit Bloemfontein wees. En die lekker ding is, ek weet jy en Tashay het ook nou 'n lekker duet en twee wat julle sing en die show wat julle saam sit. So wat kan mense obviously uiteraard van dit af verwag? Elkeen bring sy eie uniekheid, maar saam met julle ook 'n lekker punch. Ek kan sê ons stemme is baie mooi in unison saam. Ons het 'n nuwe song wat ons gaan launch daai aand. Splinternuut is nie 'n noord of 'n suid of 'n wes of 'n oos nie, is iets anders. So ons gaan 'n bietjie sing daai aand ook. So ek en Tashay het by die stadiums Boetie en Sissie op verhoog partykeer, so ons gaan 'n lekker groot produksie aanslaan vir die mense. Jy's reg daarvoor en 'n ou gaan 10-1, maar net met wag dat die rugby ook op 'n goeie noot eindig daai dag. As die bokke net kan wen daai dag ook. Ons sê maar as glo ek as die bokke. Hy sal, want ek weet hulle het groot skerms ook daar wat hulle op gaan sit en hulle het gesê jy gaan niks mis nie tussen die kuier deur. Ja, ons gaan hele aand kers almal die mense, so ons wil graag rondbeweeg tussen hierdie mense en die vure gaan brand. Al is Bloemfontein lekker koud in die winter. Die groot screens, dit gaan 'n fees wees, 'n vibe. Mense moet dit nie mis nie. Dit klink na 'n egte Vrystaatse plaaskuier. Natuurlik. Met al die vure en ek dink jy daar gaan baie braaivleis en dinge wees, Jean. Dit is nie musiek deur. Baie soos wat die Suid-Afrikaner alles soek, dit gaan hier wees.
Is dit vir jou lekker as 'n ou daai optredes doen waar die mense ook so tussendeur kuier? Jy weet, dis baie lekker as 'n ou teater tipe show doen. Maar ek meen die meeste van ons shows is maar so wanneer die mense as Suid-Afrikaners ook tussendeur kuier. Ja, dis wie ons is. Ek meen al is ons kunstenaars, bly ons dieselfde mense as wat elke liewe boer seentjie daar buitekant is. En dit is maar altyd lekker om van die stage af te stap tussen die mense net 'n slukkie van 'n ou se brandewyn te vat. Ja, jy sien. Want as 'n ou so van bo af dop, dan dink jy, gaan nou daar by jou wees. Ja. Maar luister, ek sien vreeslik uit na die show, veral na die energie van die rugby en goeters. Dan moet ons daai energie nou voortsit. Ja, dan is dit ons werk om vanaf te gaan. So nou skit jou biscuit die 18 Julie. Van noord na suid en oos na wes en al daai lekker dinge. Bloemfontein toe. Ek sien nogal baie uit daarna om weer 'n bietjie verslag ook vir Roo op die verhoog te sien. Ryk het ek nog nooit op die verhoog regtig waar gesien nie. Ja. So dit gaan nogal vir my lekker wees om ook te sien hoe almal net daar in spring en gel. Ja, dit gaan 'n fees wees. Ek meen ons gaan seker tot laat aanhou. Hang maar af, daar's 'n groot sokkie ook. So ons gaan meel op die vloer gooi. Kyk of die mense nog kan dans. Wanneer laas het jy gesokkie, my vriend? Wanneer laas? Ek sien so uit daarna. Gaan my vrou saambring. Sokkie asseblief. Asseblief doen dit. Dis die Vuur en Vlam plaaskuier. Ons praat van Geelklip en ons praat van Middelwater, maar ek verstaan Middelwater se naam gaan verander na Geelklip. Ja. So ons gaan ook amptelik daardie naam nou bekend, maar hy's klaar bekend, maar dan inwy. Daardie Ons dag. launch dan actually die Middelwater. So kyk, daar's alles wat 'n ou nodig gaan hê om 'n goeie plaaskuier te kan vier, die rugby te kan vier, die nuwe naam te kan vier. Ja. Ons almal weer bymekaar is te kan vier. So buite nou al hierdie shows en dinge, ek meen jy is nog steeds besig om die land plat te trap. Ja, verskriklik erg. Maar dit is cool. Ek meen ek kan nie kla nie. Ek sukkel net bietjie om by my studio werk uit te kom. Ek moet seker nog 'n tyd bietjie nuwe songs uitkry. Ek wou 'n bietjie hoekom vra. Ek meen jy nou genoem jy en Tashay daarom 'n nuwe sang. Dit is maar Ja, ons het hom daarom al klaar. So ek meen ons moet nou net ek moet ten minste nog so 5 of 6 nuwe songs skryf om uit te bring, maar op hierdie stadium sê weet my producer vir my, hoorie, sien ek jou môre aan. So ek Ja, ek kan nie, ek het nie tyd nie. Ja. Jean, en skryf jy die lekkerste as jy byvoorbeeld in 'n afgesonderde tyd is, wat jy weet nou het jy 'n week om te skryf en jy's op 'n plek waar jy stil en rustig is, of kry jy hom ook maar so in die ry terwyl jy op toer is, dan hier's 'n gedagte. Gewoonlik het ek geskryf in die huis, maar nou het ek 2 klein kinders het. Ja, As daai gitaar hoor, is dit verby. So ek moet wegkom eers. Ek het my vrou gesê ek en sy moet net keer Wildtuin toe gaan vir 'n week, dat ek 'n bietjie gaan sit en skryf met die gitaar. Dit help ook nie gaan sit in die garage of iets te skryf Nee, vir gitaar. werk Die kinders nie. hoor vir hom. Mens moet rustig wees. Dit moet na jou toe kom en nie forceer nie. Na al die jare, wat hou jy nog aan die gang? Wat maak dit vir jou lekker? Veral op hierdie stadium, toe ek nog in Pretoria gebly het, ek baie gaan jag. So wat lekker is nou om so baie golf speel. Oral waar ons gaan is daar altyd 'n golfbaan. Jy weet, dit hou my lekker aan die gang. So wat staan die vorige een nou? Ek is nou so op 13, 14. Daar so sy. Getting there. Ons moet daarom net sê dis legit. Dis nou legit want jy kry ouens wat baie voorgee het, maar oumaat as jy saam met hulle speel dan wonder jy. Dis die lekkerste golf as jy nog nie regtig jy's so in die middel van goed en sleg, jy weet. Dan is dit die lekkerste golf eintlik. Dan is dit 'n ding wat jou baie lekker hou. Ons het jy al met Wenzel gesels? Ek weet Wenzel is ook 'n man wat bietjie vleis kap en daai tipe van dinge. Hy het 'n slaghuis en al daai goeders, het jy dit geweet? Nee. Ja, so 'n paar lekker dinge wat jy gaan uitvind daar. Ook, Cheetahs, is jy 'n cheetah ondersteuner as jy nou in die Kaap is jy mos nou WP man, jy was 'n Pretoriaaner, so gaan ons vir daai week 'n bietjie die cheetahs ondersteun? Toe ek in Gauteng gebly het, was ek 'n leeu, toe trek ek Pretoria, toe is ek 'n blou bil, nou is ek in die Kaap, nou is ek seker maar 'n stormer. Nee, maar in jou hart sê daar's almal iets. Wat blou bil nog steeds. Ja, ek kyk mijn rugby, ek moet sê ek bieg, ek kyk mijn rugby. Ek kyk die bokke se games, maar my vingers is geknop. Kom ons is daai naweek ook cheetahs. Ja, kyk, so cheetahs wees in Bloemfontein. Want ek weet baie mense wil nou weet, julle praat van 'n vuur en vlam plaaskuier. Hoe gaan ons heen en weer kan ry? Daar is shuttles, maar nie enige shuttles nie. Die cheetah bus is daar. Die cheetahs het gesê julle kan ons bus waarin ons span toer. Ja. Julle kan hom gebruik en ons gaan al om die uur elke uur vir julle heen en weer daar in Bloemfontein en van. Dis reg, jy het amper vergeet van dit. So as die mense 'n bietjie kuier, is daar 'n bus wat op en af terug met Bloemfontein toe, daar's spots waar hulle opgetel gaan word en afgelaai gaan word. So as jy 'n doppie vat en jy kuier lekker, is daar 'n cheetah bus wat jou gaan transport weer terug by die huis sonder enige polisieprobleme. En ek dink ons moet sommer 'n dag of twee voor die tyd of na die tyd ook net daar gaan chill, dat jy bietjie weer 'n nuwe liedjie skryf, ek 'n nuwe liedjie. Dalk moet ons saam 'n bietjie ietsie doen, jy weet. Hoe kom dit? Ons praat al jare daaroor. Ons praat al jare, maar hy het my gewys hy kan sy biscuit skit.
Op my ouderdom nou, gaan ek jou wys, ek kan dit ook nog steeds doen. Dit sal lekker wees. Hoorie, stuur groete by die huis en laat die golfding lekker hardloop en hopelik kan ons daar ook daarom saam 'n dingetjie doen. Ons het ook En baie dankie dat jy saam met ons kom kuier het, man. Ek waardeer. Tuurlik, baie dankie vir julle. Die bietjie tyd wat jy het terwyl jy hier so is, het jy nog vir ons by Goeiemôre Good Morning kom deel. Wanneer kan ons uitsien na 'n nuwe song want jy moet kom kuier? Vandag jy gee lekker druk op my, so ek gaan nou sit en skryf. Ja, jy gaan sit en skryf. Ek sien jou by die Vuur en Vlam Plaaskuier 18 Julie. Kry ook kaartjies ook aanlyn. Baie dankie. Dis dan alwaarvoor ons tyd het en ons is weer klokslag môre terug om saam met jou dag op 'n hogere noot te begin. Van my en die res van die span sê ons vir jou, mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. En as jy nie 'n verskil kan maak nie, wees die verskil. Lekker dag tot môre.